Om te saai is die Gees se vrug. Kinders van die Here doen dit nie omdat hulle moet nie, maar omdat hulle wil. Die Nuwe Testament is vol vergelykings en metafore uit die landboubedryf. Dit is nie vreemd nie, want omtrent die hele eerste 3/4 van die Bybel is geskryf aan mense in die konteks van die Israeliete en later die Jode, van Abraham se tyd tot in Jesus se tyd, waar baie van die mense 'n stukkie boerderygrond bewerk het, meestal bestaansboere. Jy kan sekerlik onthou dat Jesus self ook heelwat verwysings en gelykenisse met 'n boerderybasis gebruik het. Hy verwys ook na homself as die goeie herder, skaapboerdery. In Johannes 15 praat hy metafories oor druiweboerdery as hy sê, hy is die wingerdstok en ons die lote en sy vader is die boer. Dink ook maar aan meer as een gelykenis wat oor 'n saaier handel, of 'n eienaar wat gedeeltes van sy grond of wingerd aan ander mense verhuur het. Die woord saai kom 23 maal in die 83 vertaling van die Nuwe Testament voor en saaier nog 5 maal. En die woord oes word 45 keer gebruik in 33 teksverse. Een van Paulus se bekende gebruike van hierdie saai-metafoor kry ons in 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 8, waar hy vir die gemeente skryf oor hulle finansiële offers vir die werk van die Here in hulle gemeente en meer spesifiek ook ten opsigte van hulpverlening aan ander gemeentes wat swaar kry. Maar dit kan ook vir individue geld. Hy skryf, die punt is, wie karig saai, sal karig oes, en wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes. Laat elkeen gee soos hy vooraf in sy hart besluit het, nie met droefheid, teensinnig of onder dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God is magtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle altyd in elke opsig selfversorgend kan wees en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk. Nou hier waar ons in Galasiërs 6 lees van saai en oes, sluit Paulus nie hierdie aspek van vrygewigheid en om ander mense met jou liefde en besittings te seën uit nie. Sy gevolgtrekking oor saai is in Galasiërs 6 vers 9, laat ons daarom nie moeg raak om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd oes. Maar hou dit in gedagte, dat sy kerntema in hierdie brief is dat ons deur genade gered word, deur die afgehandelde klaarwerk van Jesus Christus op Golgotha, en nie deur die nakoming van wettiese godsdienstige reëls nie. En daarom lê hy ook klem op die aspek van geestelike saai in jou eie lewe. Hy skryf in vers 7 tot 8, moet julle nie laat mislei nie, God laat hom nie bespot nie. Wat die mens ook al saai, sal hy maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees vernietiging oes, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe oes. Onthou, Paulus leer ons, redding kom vanuit Christus plus niks. En daarom mag geen saaiwerk, of dit nou geestelike saai, of materiële of finansiële saai, of jou gawes, of tyd, of watter vorm van saad jy saai, mag nooit jou eie werk of dade, jou pogings, jou aandeel of prestasie wees om God se gunste probeer wen nie. Elke kind van God is reeds deur Jesus Christus 100% in God se guns. Saai moet altyd die Gees se vrug wees, nie die vlees se nie. Kom ons bid saam. Here, leer ons nog meer van hoe om oorvloedig te saai, nie karig nie, maar dat ons dit nie sal doen as dade of werke of om een of ander beloning te kry nie, maar omdat ons graag wil saai, omdat dit die Gees se vrug in ons is. Help ons daarmee asseblief. Amen.